Welkom by die Gereformeerde Kerk Brakpan. Dit is vandag, Sondag die 14de Junie 2026. Ons het vandag 'n leesdiens waargeneem deur ouderling Jean Breitenbach. Hy lees uit Johannes 3 en die tema Kom na die lig. Kom ons word stil voor die Here. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde geskaap het en wat trou bly tot in ewigheid. Mag daar genade en vrede vir ons wees van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Ons begin die Here te loof deur ons lofpsalm, Psalm 100, vanaf vers 1, 2, 3 en 4, en ek hou aan u voor Psalm 100. Juig al wat leef, juig voor die Heer, dien God met blydskap en gee hom eer. Kom nader voor sy aangesig en prys hom met 'n lofgedig. En dit wat daarop volg. Bely ons geloof as volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en hy sit in die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sonde, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Na die aanhoor van die wet van die Here, soos wat dit opgesteken staan in Eksodus 20, sing ons Psalm 66 vers 6 en 7, sonder dat ek dit aan die voorhou. Eksodus 20. Toe het God al die gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou enige beeld of afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie.
want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken die kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy, of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie 'n vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons verenig in gebed. Onse Vader wat in die hemel is, wat 'n groot genade en voorreg is dit nie, dat ons tot U kan nader nie. Dit gaan ons menslike verstand te bowe, dat U nog met ons as mens bemoeienis maak. Ja, Vader, U wat spreek en dit gebeur. U wat die planete uit hul wentelbaan kan skuif, slegs deur die vinger te roer. Dan staan ons in verbasing voor U. As sondaars het U ons uitverkies. Vader, en ons dank U in U getrouheid daarin. Ons vra die seën oor hierdie erediens en samesyn. Skenk ook so vir ons geopende ore en ook so ontvanklike harte. Maak dit stil en rustig in ons gemoed om U te hoor.
Spreek met u mening en vermaning tot ons. Ons bid vir ons gemeente. Ons bid ook so vir bewaring van ons gemeente. So bid ons ook vir die in allerlei swaar kry en beproewing. Skenk ook so uitkoms volgens u raadsplan, met wysheid, om dag vir dag, uur vir uur, ons afhanklikheid te mag weet en te mag verklaar in u. Ons dank u ook daarvoor en loof u en prys u, Vader, ook so tot in alle ewigheid, want u het reeds die wêreld vir ons oorwin. Vergewe ook asseblief al ons sondes en reken dit nie tot ons toe nie. Ons vra dit alleen in die naam van ons Here Jesus Christus, wat die dood oorwin het. Amen. Broeders en susters, voordat ons na die preek luister, kan ons saam sing uit Psalm 119 vanaf vers 25 en 26, en ek hou aan die voor vers 25 'n gedeelte daarvan, dat u my verdruk het, Here, dit was enkel goed vir my, want daardeur het u dieper in my kennis ingelei, en dit wat daarop volg. Broers en susters, ek hou die teksgedeelte aan die voor uit Johannes 3 vanaf vers 1 tot 21 en dan die volgende gedeelte sal wees Johannes 13 vanaf vers 21 tot 30. Die opskrif hier is Jesus en Nikodemus. Daar was 'n man met die naam Nikodemus. Hy het in die party van die Fariseërs behoort en was 'n lid van die Joodse raad. Een nag het hy na Jesus toegekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is wat van God afgekom het, want niemand kan hierdie wondertekens doen wat u doen, as God nie by hom is nie. Daarop sê Jesus vir hom, dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus vra hom toe, hoe kan 'n mens weer gebore word, as hy al 'n ou man is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie. Jesus het geantwoord, dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Wat uit die mens gebore is mens, en wat uit die gees gebore is gees. Moenie verbaas wees dat ek vir jou gesê het, julle moet opnuut gebore word nie.
Die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy sal nie weet waar hy vandaan kom en waarheen hy gaan nie. So gebeur dit ook met elkeen wat uit die Gees gebore is. Nikodemus vra hom toe, maar hoe is dit moontlik? En Jesus antwoord hom, jy is die bekende leermeester van Israel, en jy verstaan dit nie? Dit verseker ek jou, ons praat oor wat ons weet, en ons getuig oor wat ons gesien het, en tog aanvaar julle nie ons getuienis nie. Ek het julle van die aardse dinge vertel, en julle glo dit nie. Hoe sal julle glo as ek julle van die hemelse vertel? Niemand op die aarde was al in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel gekom het, naamlik die Seun van die mens. Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit, so moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat aan hom glo, die ewige lewe kan hê. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat aan hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie in hom glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste seun van God glo nie. En so kom die skeiding, die lig het na die wêreld toe gekom, en tog het die mense eerder die duisternis as die lig lief gehad, want hulle dade was sleg. Elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel moet word nie. Maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is. Volgende gedeelte wat ek in die voorhou, Johannes 13 vanaf vers 21 tot 30, in die opskrif is Jesus wys sy verraaier aan. Ek praat nie van julle almal nie, ek weet wie ek uitgekies het, maar die skrif moet vervul word. Hy wat van my brood eet, het my in die rug gesteek. Ek sê dit nou al vir julle voordat dit gebeur, sodat wanneer dit gebeur, julle kan glo dat ek is wat ek is. Dit verseker ek julle, wie iemand ontvang wat ek ontvang, dit verseker ek, glo dat ek is wie ek is, dit verseker ek julle, wie iemand ontvang wat ek stuur, ontvang my, en wie my ontvang, ontvang hom wat van my gestuur het. Na hierdie woorde het Jesus ewig ontsteld geword en openlik verklaar, dit verseker ek julle, een van julle sal my verraai. Die disippels het verslaan na mekaar gekyk en nie geweet wat hy bedoel nie. Die disippels vir wie Jesus baie lief was, het langs hom aan tafel gesit. Simon Petrus beduie toe vir hom, dat hy moet vra, wie is dit wat Jesus bedoel? Hy leun toe oor na Jesus se kant en vra vir hom, Here, wie is dit? Jesus het geantwoord, dit is die een vir wie ek 'n stukkie brood wat ek in die sous ingesteek het sal gee. Hy vat toe 'n stukkie brood, steek dit in die sous en gee dit vir Judas, die seun van Simon Iskariot. En nadat Judas die stukkie brood gevat het, het die Satan in hom ingevaar. Toe sê Jesus vir hom, wat jy wil doen, moet jy baie gou doen. Niemand van die ander wat aan die tafel was, het geweet waarom hy dit gesê het nie. Omdat Judas die beursie gehad het, het party van hulle gedink dat Jesus vir hom sê, gaan, koop wat ons vir die Paasfees nodig het, of dat hy iets vir die armes moes gaan gee. Nadat Judas dan die stukkie brood gevat het, het hy dadelik uitgegaan, en dit was nag. Tot sover. Broers en susters, ek hou aan 'n preek voor van Dominee Gustaf Opperman.
En die tema van die preek is, kom na die lig. Broeders, susters en toehoorders, is u 'n nagmens of is u 'n dagmens? Mense kan glo opgedeel word, party hou van laatslaap, maar hulle ander is nagwerkers. Ander weer is al 8 uur in die bed, te vergeefs probeer jy hulle na 9 bel, maar hulle is vroeg uit die vere. Ons kan Nikodemus seker as 'n nagmens beskryf. Daar is al diegene wat Nikodemus as Jesus se nagdisipel beskryf het. Dis nou seker na aanleiding van ons teksvers. Hy het in die nag gekom. Maar hoekom lees ons, het Nikodemus Jesus in die nag besoek? Baie sê Nikodemus was skaam, ja selfs verleë, om in Jesus se geselskap gesien te word. Hy was immers 'n man uit die Fariseërs, 'n owerste uit die Jode. Dit sou nie wees nie, om in hierdie Nasareer se geselskap gesien te word nie. Ons weet almal dat die Fariseërs niks van Jesus wou weet nie. Daar was niks wat hierdie jong rabbi hulle kon leer nie. Meer nog, hulle haat en hulle afkeer aan hom sou so groei, dat dit later 'n onkeerbare moordlus sou word. Verder in die Johannes Evangelie in Johannes 7, lees ons dat Nikodemus tussen 'n groep van sy mede-fariseërs was. Hulle merk toe self voldaan onder mekaar op, dat daar geen owerste onder hulle is, wat in Jesus glo nie. Dan lees ons verder Nikodemus, hy wat in die nag na hom gegaan het, wat een van hulle was, hy sê vir hulle, oordeel ons wet die mens sonder om toe eers te hoor wat hy gesê het of gedoen het? Hulle antwoord en sê vir hom, jy is tog nie ook uit Galilea nie. Ondersoek en sien, dat daar geen profeet uit Galilea opgestaan het nie, en elkeen het huis toe gegaan, in Johannes 7, vers 50. Nikodemus was die nagdisipel. Nikodemus was die man met die geheim. Te bang om saam met die rabbi van Nasaret gesien te word, te bang om sy naam voor die ander fariseërs te bely. Maar geliefdes, ons moet Johannes se evangelie weer lees en weer lees, sodat ons self nie in die duister bly nie, sodat die skille van ons oë kan afval, sodat ons self in die nag sal kom, om voortaan kinders van die lig te word. Wat hierdie man Jesus Christus is die lig wat in die duisternis skyn. Dis die duisternis wat van hierdie wêreld nag maak, al skyn die son. Dis die duisternis wat maak dat ons onsself gedurig vasloop, gedurig in mekaar vasloop. Dis die duisternis wat ons die verskoning bied om ons bed saam met die bose op te maak, want niemand het mos gesien nie. Dis uit hierdie nag dat Nikodemus kom na die lig van die mense. Sy eerste tree uit die donker is dan nou ook so onseker. Hy is onseker oor hierdie man. Ja, hy is dalk self skaam om saam met hom gesien te word. Die man is 'n rabbi, net soos Nikodemus self, maar die man doen kragtige tekens, daarom moet hy 'n leraar wees wat van God gekom het. Dis asof Nikodemus met homself praat. Ons kan hom amper ook so hoor dink. Ons kan hom amper ook so hoor vra. Wie is hierdie man? Nou kan ons vra, wat is dit wat Nikodemus roer? Waar kom sy onrus vandaan? Wat maak dat hy uit die duister tree om die lig te soek? Jesus, die rabbi, openbaar 'n raaisel aan hom, en dis ook amper asof die rabbi met homself praat. Op sy beurt praat hy oor wedergeboorte,
Hy praat met die fariseer wat uit die donker nag kom. Hy praat van sien. 'n Koninkryk wat gesien word. Niemand sal die hemelse koninkryk kan sien tensy hy weer gebore word nie. Jy weet, geliefdes, daar is plekke op aarde waar die son nooit skyn nie. Diep in die oseane, onder die aardkors, of selfs hier in die berge in 'n donker klampgrot. Daardie plekke is nie leweloos nie. Die planteryk, die swammeryk en die diereryk is ook daar te vind. Daar is spesies wat so aangepas het dat hulle sonder lig oorleef. Ons dink aan vlermuise wat selfs die lig vermy en net in die donker uitkom. Daardie vlermuis kan nie in die helder son oorleef nie. Daar moet 'n godswonder plaasvind voor dit moontlik sal wees. Ja, God sal hulle as te ware moet oorskep vir hulle om in die helder son te oorleef. Hulle sal by wyse van spreuke weer gebore moet word. Dis waarvan hierdie jong rabbi praat. Hy praat van 'n godswonder. Dis soos om van vlermuise sondiere te maak. Vleeslik is dit nie moontlik nie, maar geestelik is dit moontlik. En die God wat gees is, hy kan dit doen. En hy is besig om dit met Nikodemus te doen. Want kyk Nikodemus, die fariseer, 'n owerste Jood, 'n man wat by uitstek geglo het dat die volk self kan en moet red. Kyk, daardie man het nou die eerste tree uit die donker gegee om by die lig te kom sit. En daardie vraag wat hy in homself ronddra, daardie roering hier in sy binneste, dis die pyne van die geboorteproses. 'n Proses vanuit die donker baarmoeder na die helder lig. Dis een onverstaanbare proses, onbepaalbaar soos die wind. Dis in alle opsigte goddelik en hemels. Daardie proses het die manier om nog meer vrae uit te lok. Hoe kan hierdie dinge gebeur, wil Nikodemus weet. Hoe sal Jesus begin om vir hom te verduidelik? Hoe sal Jesus begin om hierdie hemelse lig aan 'n blinde te beskryf? As ek julle van die aardse dinge vertel en julle glo nie, hoe sal julle glo as ek julle van die hemelse dinge vertel? Net Jesus wat uit die hemel neergedaal het hierdie werklik gesien. Daardie werklikheid word wel vir ons, ja vir ons, broeder en suster, deur God se genade in die boek van Openbaring gewys. Johannes, ons evangelis, wat ook die Openbaring boek geskryf het, hy berig oor hierdie hemelse koninkryk, die hemelse Jerusalem, in hoofstuk 21 van Openbaring. Die stad, die nuwe Jerusalem, het die son of die maan nie nodig om in hom te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die lam, Jesus Christus, is sy lamp. En die nasies van die wat gered word, sal in die lig daarvan wandel, en bedags, want nag sal daar nie meer wees nie, en bedags sal sy poorte nooit gesluit word nie. Net die seun van die mens kon die lig verklaar, want hy was self die waaragtige lig wat elke mens kom sou verlig. Dis moeilik om te verstaan, Nikodemus. God weet, geen geboorte is maklik nie, maar God sal vir jou 'n teken gee. Hy sal die seun van die mens verhoog, hy sal bokant die aarde opgelig word, soos Moses die koperslang in die woestyn omhoog gehou het, en die volk het daarna gekyk, en hulle het gesien, en hulle het gelewe, so sal die seun van die mens verhoog word, en almal wat kyk en sien,
en verstaan, hulle sal bly lewe. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. O soete evangeliewoorde, sien tog, Nikodemus, verstaan tog. Broeders en susters, nie alle mense se oë gaan oop nie. Nie almal voel die wind in hulle lewe nie. Nie almal word wedergebore nie. Johannes, soos die res van die Bybel, is baie duidelik hieroor. In Johannes 1 staan daar reeds, hy was in die wêreld en die wêreld het hom nie geken nie. Sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Hulle wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is, in Johannes 1 vanaf vers 10. Een van Jesus se ander disippels, Judas, hy was nie een van hulle nie. Hy het 3 jaar saam met die rabbi deurgebring. Hy was 3 jaar lank in sy teenwoordigheid. In die teenwoordigheid van die lig van die wêreld. Hy het 3 jaar lank die wonders gesien. Hy het die stormwind op die see sien bedaar, maar nooit het die wind van die wedergeboorte deur sy lewe gewaai nie. So kan ons miskien dikwels hier sit in die kerk, miskien selfs week na week. Ons hoor dalk baie keer die Here se woorde sonder dat die wind van wedergeboorte deur ons lewens waai. In Johannes 13 lees ons van Judas se verraad. Nadat Judas die stukkie brood by Jesus geneem het, het die Satan in hom gevaar. Dit is skrikwekkend. Maar dan 'n paar verse verder staan daar iets nog verskrikliker. Toe Judas dan die stukkie brood geneem het, het hy dadelik ook so uitgegaan. En dan hierdie woorde. En dit was nag. Dit maak my yskoud, geliefdes. Daardie woorde, dit was nag. Daardie woorde maak dat ek wil uitroep, nee Judas, weet jy wat jy doen? Nikodemus het uit die nag na Jesus gekom, maar Judas het Jesus verlaat en is die nag in. En dan besef ons, daardie woorde is waar. Dit wat ons in ons skrifgedeelte gelees het. Jesus sê vir Nikodemus, dit is die oordeel dat die lig in die wêreld gekom het en die mense het die duisternis liewer gehaat as die lig. Want hulle werke was boos. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en hy kom nie na die lig nie. Maar hy wat die waarheid doen, hy kom na die lig. Ons het aan die begin gelees hoe Nikodemus, hy wat uit die nag na Jesus gegaan het, hoe Nikodemus maar baie huiwerig was. Baie huiwerig was om Jesus teenoor sy mede-fariseërs te bely. Dat hy niks gesê het toe die owerstes hom gevra het of hy nie ook 'n Galileër was nie. Was Nikodemus selfs werklik wedergebore? Of het hy self nog daar iewers in die skemer gehang? Tussen lig, tussen donker, tussen nag en dag. Dis heel moontlik die proses van wedergeboorte kan minute neem, geliefdes. Dit kan jare neem, ja, selfs baie jare. En ons moet erken, ons verstaan nie self God se wind nie, en waar hy vandaan kom nie, en waarheen hy gaan nie. Partykeer waai hy, en partykeer klink dit of hy gaan lê het. Partykeer is hy maar net 'n ligte roering deur die blare. Ek weet een ding, daar is 'n wind van God en daardie wind waai waar en ook wanneer hy wil. Ons is dankbaar dat die skrif vir ons nog 'n woord oor Nikodemus nagelaat het
Julle aan die einde van Johannes se evangelie, na die kruisiging, toe moes die liggaam voor die aanbreek van die Joodse Sabbat, voor sononder, van die kruis verwyder word. In Johannes 19 lees ons dat 'n onbekende disipel, 'n geheime volgeling, by Pilatus toestemming gevra het om die liggaam te begrawe. Sy naam was Josef, maar hy was nie alleen nie. Daar was iemand wat hom gehelp het. Iemand wat hom gehelp het om spykers uit te trek. Iemand wat hom gehelp het om die bloederige liggaam af te tel. Hierdie man het nie net gehelp nie. Hy het ook 'n bydrae van middag gebring, omtrent 100 pond, volgens Johannes 19 vers 39. Dit was genoeg om 'n koning se liggaam mee voor te berei. Genoeg vir 'n koninklike begrafnis. Broers en susters, hierdie werk is nie in die nag gedoen nie. Dis helder oordag gedoen, voor sononder, voor die aanvang van die Joodse Sabbat, helder oordag, om en by die plek van teregstelling. Al die omstanders en toeskouers kon dit sien. Die man wat Josef van Arimatea gehelp het, sy naam was Nikodemus. En dan voeg die teks by, hy wat in die nag na Jesus gegaan het. Hy wat die nag by Jesus gehoor het, hoe die seun van die mens verhoog moet word, sy oë het nou oopgegaan. Nou nadat hy die verhoogde Jesus in sy arms gehou het. Ons dink, ja geliefdes, en ons dink, as ons hierdie gedeelte lees, dan sien ons, Nikodemus openbaar homself hier as 'n nuwe mens, nie meer 'n nagmens nie, nie meer 'n skemermens nie, maar Nikodemus die wedergeborene. Ten slotte, broeders, susters en toehoorders, miskien net een vraag, nou in 'n ernstiger lyn as waarmee ons begin het. Vra jouself af, is ek 'n nagmens, is ek 'n skemermens, of is ek 'n dagmens? Is ek by die lig van die wêreld, en verstaan ek wat hy vir my gedoen het? Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied. Soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Vergewe ons skulde, soos wat ons ook ons skuldenaars vergewe. Lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Broers en susters, kom ons sing Psalm 43 vanaf vers 3, 4 en 5. As slotpsalm, en ek hou nie voor die 3de vers. Send Heer uit hemelse geweste 'n lig en waarheid neer op my. Laat die my bring na Sions veste, want daar is my die allerbeste. Psalm 43, verse 3, 4 en 5. Amen.
Mag die Here julle seën en julle beskerm. Mag die Here tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Mag die Here julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Goeiemôre broers en susters. Weer eens. Net afkondigings vir die week, verjaarsdag. 14de vandag, Pieter van Rede van Oudtshoorn. Die Woensdag 17de, Cecilia van Wyk en Stian Squires. En dan ter approbasie vir diaken, Jean-Ray Breitenbach, Claude Jacobs, Ewald Pretorius en Richard Smith. Ons vra ook so 'n voorbidding vir hulle. Dan net met betrekking tot Bybelverspreiding, broeders en susters, wil ons vra dat u ook so net sal onthou van die pillebotteltjies op die uitgang van die deure. En dan vra ons ook so dat u tog met u familie en vriende ook in kontak sal wees. En dit dan ook so vra vir hulle ondersteuning. Geseënde dag en geseënde week vir u.